Ek wil vandag gesels oor evangelisasie, maar voor ons begin, kom ons sê net 'n gebed. Hemelse Vader, U het vir elkeen van ons wat hier sit 'n groot taak opgelê. En nie een van ons is opgewasse om dit uit te voer nie. Want ons ken nie die omstandighede van die persone en die mense met wie ons in aanraking kom nie, maar U ken hulle. So help ons in hierdie verband en maak ons goeie dienaars in Jesus naam. Amen. Ja, wat is evangelisasie? Jy weet, ek was mos 'n heiden. Ek was nie net 'n heiden nie, ek het vir God gehaat met 'n passie. En julle ken die storie hoekom ek gehaat het. Want ek het hierdie godsbeeld gehad, hierdie skewe godsbeeld van hierdie wraaksugtige God wat mense vir ewig en ewig braai op grond van 'n kort lewe hier, wat nie voldoen het volgens sommige groepe aan hulle vereistes nie. En hierdie drogbeeld van God was in my kop. En as ek nou terugdink aan my universiteitsloopbaan, die mense met wie ek gewerk het, die mense met wie ek in aanraking gekom het, en ons was evolusioniste, en ons het evolusie verkondig, en ek glo van my kollegas het wel kerk toe gegaan, maar inherent in hulle hart was hulle almal ateïste. Almal. En alhoewel hulle soms van God gepraat het, was dit maar net 'n ritueel. Jy gaan maar kerk toe, en veral Kersfees of huwelike of sterftes, sit jy maar in die kerk, maar vir die res is God 'n bespotting. En ek onthou hoe ons met ons kollegas, as ons nou studente uitgevat het, of as ons sommer maar net 'n muurbal of iets by einkoms gehad het, ons na 'n paar kappe bier losgetrek het en gesing het. Maar ek was so heidens, ek het die liedere nie eers geken nie, maar my kollegas, dis nou professore aan die universiteit, as hulle so 'n kappie in het, of 2 of 3 of 5 of 10, dan het hulle nou begin sing in 'n spotstem. As hy weer kom, haal hy sy kenners. Kan jy dit glo? En dan lê hulle soos hulle lag. Jy weet, na so 'n paar kappe kom dit nou uit wat 'n mens werklik dink van die godsdiens. En ek self, toe ek nog 'n godshater was, kan onthou hoe ek voor daai televisiestel gestaan het en gekyk het na die kerkgoggas en hoe hulle te kere gaan, vir al hierdie charismatiese dienste. En ek was oorweldig. Ek het dit veragtelik gedink. Dit was pateties. En ek kon nie glo dat volwasse denkende mense so te kere kan gaan nie. Ek het gereeld ingeskakel en gaan kyk na hierdie goed, net om te kyk hoe belaglik die mensdom is, en hoe belaglik godsdiens in die algemeen is. So waar lê die probleem? Lê die probleem by God, of lê die probleem by die persepsie van God? Die probleem lê by die persepsie, nie by God nie. En wie het die persepsie geskep? Die kerk. Die kerk. Die verantwoordelikheid vir hierdie toestand lê nêrens anders as by die kerk nie. As ek die groot evolusioniste se boeke lees, The God Delusion, waar Richard Dawkins te velde trek oor die godheid en hoe pateties God is, dan kan ek myself vereenselwig met die man. Want die man praat presies soos wat ek gedink het. Hierdie hele storie van godsdienst, dis pateties. En dan noem hy al die dinge wat pateties is aangaande die godsdienst. En almal van hulle begin maar by die hel. Van hierdie wraaksugtige, monstergedrog God, wat mense en hele nasies uitwis.
En dis die beeld wat die wêreld het van God. En dan sê hy nog die sieklikste. Dis sy woordkeuse. Die ek kan dit nie eens uitspreek nie. Kan julle dit glo? Die sieklikste van alle aspekte rondom die Godheid, sê Dawkins, is hierdie patetiese beeld van 'n lydende God aan 'n kruis. Hierdie teenbeeld van die wraaksugtige God van die Ou Testament, en dan hierdie patetiese beeld van die sagmoedige, ag wees lief vir my Jesus aan die kruis. Dis hoe hy skryf. En dis hoe ek gedink het. En dis wat die mensdom dink. En die skuld, soos ek gesê het, lê by die teologie. Want die teoloë het meer verskynsels uitgedink as wat daar toestande is wat dit regverdig. En vir elke aspek is daar iets. En ek het nog groot geword in Katolicisme, waar selfs jou sondes wat vergewe is, nog gestraf word aan die ander kant. En jy word nog reg gesien vir die, maar nie vir 'n kort tyd nie, nee, sommer vir duisende jare, staan die duiwel daar met sy bunsenbrande en brand jou vel af, oor die sondes wat klaar vergewe is. Want die logika agter die saak is, die sonde is wel vergewe, maar geregtigheid het nog nie geskied nie. Dis soos wanneer ek beklei met my vrou, omdat sy sê maar lelik was met my, en ek sê ek vergewe haar, ek vergewe jou, maar nou moet ek jou eers 10 klappe gee, want geregtigheid vereis dit. Wat 'n beeld van God is dit? Dis pateties. So wat is evangelisasie? Wat is evangelisasie in sy essensie? Evangelisasie volgens my is die regstel van die karakter van God by die mens. Dis evangelisasie. Niks anders nie. Nou ek word baie gekritiseer omdat my metode van evangelisasie bestaan uit gemors en mis. Nou ja, die aksie sê alles. Te verwyder. Maar die gees van profesie het 'n soortgelyke storie. Ellen White het 'n droom gehad van hierdie huis wat hulle moes intrek. En toe hulle daar intrek, toe begin sy huil. Want die hele plek was vieslik, vuil. Daar was dit beantwoord. So hoe doen ons evangelisasie? Mense sê, jy kan mos nie net inklim en alles wegvee nie, en kritiseer dit en dat en die ander, en lê bloot al die boosheid in die wêreld nie. Maar dis my metode. Want ek wil eers daai mis wegvee, sodat 'n mens die mooi dinge kan sien. Jesus gaan stap daarin, by die poel van Bethesda. Hier lê die kerk van sy tyd. Daar's 'n poel daar, waar daar elke nou en dan 'n engel kom, en hy roer die water. Nou, baie sê, die verhaal moet nie in die Bybel wees nie. Natuurlik moet daai verhaal in die Bybel wees. Dis die verhaal wat vir ons sê, wat die toestand van die mensdom is. Daar lê hulle. En hulle wag vir daai roering. En as daai roering kom, boetie, dan moet jy in daai water klim, of jy gaan nie genees word nie. En daar lê hierdie man, as ek reg onthou, 38 jaar lê hy daar, en hy's foos. En ek kan nie by die water kom nie, want daar's altyd een of ander iemand wat sterker is as hy, en eerste in die water kom. Nou natuurlik wil die Bybel nie voorgee, dat daar 'n engel was, wat die water kom roer nie.
dit was hulle tradisie. Dis wat hulle geglo het. Daar lê hulle in hulle menigte en hulle wag vir die water om geroer te word. En Jesus kom daar ingestap en hy stap daar deur en hy gaan na die swakste van die swakste wat daar lê in sy ellendige hoopie. En dis ek in die kerk met my persepsies. En hy gaan na die man toe en hy sê, wil jy gesond word? En die man sê, ek het niemand om my te help as die water roer nie. Ek het niemand nie. Jesus sê vir hom, ek gaan nou by jou staan en wag tot die water roer. En ek is lekker sterk. As hy water roer, gaan ek jou optap en aan die ander kant gooi die kruk weg, maar loop nog steeds so. Is dit nie presies dieselfde nie? Ja of nee? Nou wat spot ons oor die verhaal in die Bybel? Die man sê, ek het niemand nie. Jesus sê vir hom, wie wat? Is omdat julle al hierdie twak glo wat hier aangaan rondom my. Staan op! Vat jou bed en loop in 'n Sabbat. En die man spring op en hy vat sy bed. En hy begin loop. En die fariseer sê vir hom, jy, wat is verkeerd met jou boet? Weet jy nie 'n Sabbat nie? Wie het vir jou gesê jy mag hierdie bed vat en loop? Jy moet alleen vrot tot jy in die water kan kom. Wat maak jy nou? Wat se godsdienst verkondig jy nou? Maar die man het vir my gesê, ek moet my bed vat en ek moet loop. Wie is hy? Dis evangelisasie, mense. Wat het Jesus gedoen? Hy het ingestap by hierdie sweterjoel tradisie. En hy het daar gestaan en hy het die tradisie verkrag. In sy volle wese. Hy het die tradisie ontbloot as 'n spilbog. En hy het vir die man gesê, jy het niemand. Want jy kyk na daai water wat roer. Of daai dorpie waarheen jy moet gaan, waar Maria Kwansys die son laat dans het. Of, soos vandag, soos Paus Francis wat sê, as jy Twitter, dan kry jy 'n aflos. So net ouens wat selfone het, kry aflos. Die arme drommel, hy is so vir die armes, maar die arme drommel wat nie 'n selfoon kan bekostig nie, hy kry nie aflos nie. Jy moet 'n selfoon hê en jy moet kan Twitter. Dan kry jy aflos. Bog! En hoeveel miljoene mense doen dit? Is ek reg of nie? So wat is evangelisasie? Gaan staan by die man en sê, jy het niemand. Omdat jy vasgevang is in hierdie tradisie en hierdie gemors. Maar ek wil vir jou sê, daar is iemand. Daar is nie niemand nie. En jy hoef nie in daai water in te gaan nie, en jy hoef nie gym toe te gaan om eers daar te kom nie. Hy het dit moontlik gemaak, daar's 'n direkte verhouding. Godsdienst is nie gebonde aan 'n plek nie. Godsdienst is nie gebonde aan 'n situasie nie. Godsdienst is 'n verhouding. En die wêreld staan in 'n toestand as gevolg van teologie. En ons kyk na die Bybelse verhaal en ons sê die arme mense en ons is nog meer stupid as wat hulle ooit was. Want ons het nog 10.000 ander tradisies uitgedink wat God se naam nog meer beswadder as wat daai nonsens sy naam beswadder het. So vir my is evangelisasie om die karakter van God in ere te herstel. Nou ons het 'n besondere boodskap. En ek wil nou vandag vir julle sê, my broers en susters, ek is 'n 7de dag Adventis. Nie, ek is 'n 7de dag Adventis. Ek eet snaaks, verskies skoonmaak. My vrou is bietjie bleek, want sy dra nie gemeen nie. Skus man.
Nee, ek is 'n 7de dag Adventis, ek eet anders, ek leef anders, ek dink anders. Ek hou die Sabbat, ek voel vrede vir die ander dag. Dis wat ek is 'n 7de dag Adventis. Hoekom? Want ek het die Skepper God, wat die Sabbat ingestel het, sodat ons hom nie moet vergeet nie, weer ontmoet. Moet ek skaam wees daarvoor? Nee, die tyd vir skaam wees is verby. Die tyd vir skaam wees is verby. Ons leef in die laaste oomblikke van hierdie wêreld. Ons is 7de dag Adventiste en ons het 'n besondere boodskap. We have a distinctive message, sê die eerste skyfie. Ons het 'n besondere boodskap. In die ou dae het ons pogings gehou. 3 maande lank. En die eerste 2 maande het ons so koetjies en kalfies gesels. En teen die tyd dat ons by die Sabbat uitgekom het, was daar van 1000 mense nog 10 oor. En dan het ons nog die toestand van die dode gedoen, en dan was daar nog net 5 oor. En dan het ons die gees van profesie bespreek, so het ons nog net 2 oor. So ons het probeer die saal so groot maak, dat hulle almal in 'n dooppak inpas. Dit was evangelisasie. En ek dink, dis die verkeerde manier om evangelisasie te doen. Ek is nie skaam om te sê, ek is 'n 7de dag Adventis. Weet jy wat? Ons hou Sabbat. Want wie het die reg om die Sabbat te verander? Wie het die reg daartoe? Weet julle wat? Ek is 'n 7de dag Adventis en ek glo in die gees van profesie. Weet julle wat dit is? Hier, lees die groot stryd. Nie die posseël weergawe nie, die groot stryd, die hele ding. Lees hom. Gaan kyk waaroor die oorlog gaan. En kom dadelik uit met die dinge wat die verskil groot maak, prominent maak, nie klein maak nie, nie skuis dat ek lewe nie. So kom ons kyk na 'n paar stellings in die gees van profesie. Ek het honderde van hulle, ek wil net 'n paar met julle bespreek. Want vandag sê die mense vir my, jy moet nie met hierdie goed kom nie, ons moet liefde preek. Die liefde van Jesus. Hoe kan ek die liefde van Jesus preek, as elke mens daar buite 'n ander Jesus het? Elkeen het 'n ander Jesus. Elkeen het 'n ander siening van wat Jesus is, en waarvoor hy staan. En as ek met 'n Rooms-Katoliek praat, dan wil hy eers na Jesus kom deur Maria. Want sy is ten minste nog sagmoedig, 'n ander ou gaan hom 'n klap gee. Ons moet eers definieer, wie is Jesus? Oor watter Jesus praat ons? En as ons by daai punt kom, dan gaan ons nie koortjies sing om hom te spot nie. Ons het 'n besondere boodskap. We are inclined to make the distinguishing characteristics of our faith less prominent, but we are admonished, make the distinguishing mark prominent. We are give to the world a manifestation of the pure, noble, holy principles that are to distinguish the people of God from the world. How's the verskil? Instead of the people of God becoming less and less definitely distinguished from those who do not keep the seventh-day Sabbath, they are to make the observance of the Sabbath so prominent that the world cannot fail to recognize them as Seventh-day Adventists. Ons moet hierdie dinge prominent maak. Ek wil hier 'n vraag vra. Is die pausdom besig om te fluister op die oomblik? Of maak hy sy saak prominent? Hy maak maar sy saak prominent. En as hy sy saak prominent maak, wat moet ons doen? Die Sabbatdag is maar net so terloops as 'n simbool. Nou as die Sabbatdag nou werklik niks was nie, dan hoekom skree hulle so hard as jy hom hou? Dan moet mos 'n rede wees, is dit nie so nie?
Dan moet mos 'n rede wees. So ons het 'n opdrag. In every generation God. En as hy jou uitverkies het vir die verdoemnis, jy gaan hel toe, dan moet jy hom nog steeds prys, want as gevolg van die groot kontras tussen die wat in vreugde in die hemel leef en die ander wat in ellende braai in die vuur, word die vreugde soveel groter gemaak. Wat 'n drogbeeld van God. Wie kan ooit in die hemel gelukkig wees, terwyl een van sy kinders wat nie uitgekies is nie, daaronder braai nie? En wat is die maatstaf van die uitverkiesing? Arbitrair. Of kom ons maak dit nie arbitrair nie, kom ons sê, as jy pink is jy uitverkies, maar as jy blou is jy verlore. Jy moet nooit koud wees nie. Dis pateties. Die karakter van God lê in skerwe in die wêreld. We are to give to the people the warning contained in Revelation, but many workers are engaged in a line of work that is distinguished them to preach the word and do the very work God has appointed them to do. The truth in regard to the Sabbath of the Lord is to be proclaimed. The seventh day is to be shown to be the seal of the living God. People are to be shown what they may expect from the papal power. Is dit verkeerd om te kyk wat die man van sonde doen en het met 'n basuin uit te skree aan die wêreld? Hoe moet 'n mens weet? As hy teoloog die pen optel en vra vir die paus om waar moet ons teken? En ons eie mense tussenin sê, waar moet ons teken? Is dit nie tyd om te skree nie? Hysteries te skree nie? We are to give the message, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils and the hole of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Hoe doen 'n mens dit? Hoe gaan sê 'n mens, julle het 'n hok van vrotvoëls geword? Hoe doen 'n mens dit? Sonder om dit te doen. Jy kan dit mos nie verdoesel nie. Dis mos wat jy moet doen. Kom uit. Sonder julle af. This message is to come to the churches. We are to consider the best plans to accomplish this. The message must be so presented as to command the attention of reasoning minds. Evangelisasie gaan oor 'n kop skuif. Ek het so gedink, maar nou dink ek so. En dis konfrontasie. Dit gaan konfrontasie wees. Toe ek vir die eerste keer opgestaan het op Stellenbosch Universiteit en gepreek het oor die skepping, het my kollegas letterlik geskuim om die mond. Letterlik. Van woede. Toe Jesus die tradisies aangespreek het van die Fariseërs, was hulle, sê die Bybel, woedend. En hulle het gekyk hoe hulle hom kan doodmaak. Ja, hulle het, heeltemal reg. Hulle het. So, dit gaan konfrontasie veroorsaak, as jy 'n ander manier nie. Then I saw another mighty angel commissions to descend to the earth, to unite his voice with the third angel, and give power to this message. Great power and glory. Nou wat is die boodskap van die sagte gefluister, of is dit 'n luide roep? Luister mooi. The message of the fall of Babylon, as given by the second angel, is repeated, with the additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. Met ander woorde, die luide roep spreek die afvalligheid in die kerke aan. Direk. Nie verdoesel nie, direk. Die vraag moet gevra word, wat maak julle? Wat is hierdie welvaartsgodsdienst wat julle preek? God is wel in staat om mense te versorg, ja, ons glo dit ook.
Maar wat is hierdie nonsens? Dat jy vir hierdie persoon of daardie persoon soveel geld in die sak moet steek. Hulle noem dit 'n seed. 'n Seed. En elke tweede woord is die seed. Geef vir ons soveel geld, dan gaan jy ryk word, boetie. Wat se nonsens is dit? Waaroor gaan verlossing? Gaan verlossing oor ryk word? Gaan verlossing oor hierdie materiële dinge? Of is dit 'n bevryding van die toestand van sonde? Wat is verlossing? So, hierdie korrupsie moet aangespreek word. Dis die opdrag wat ons het as 'n kerk. Ons kan nie net liefde preek nie, want ons kan nie by die liefde uitkom nie, want mense weet nie wie Jesus is nie. The scripture points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon is made by the second angel, is to be repeated with the additional mentions of the corruptions that have come since 1844. Dit is hierdie hele beweging wat in die wêreld tot 33,000 verskillende denominasies gelei het, wat mense mislei, wat aangespreek moet word. God still has a people in Babylon. Ons moet nie dink ons is great omdat ons daar uitgekom het nie. Die Here se volk sit nog daar. And before the visitation of his judgments, these faithful ones must be called out, that they partake not of her sins and receive not of her plagues. Hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lightening the earth with his glory and crying mightily with a strong voice, announcing the sins of Babylon. Wat doen hierdie engel? Hy verkondig die korrupsies en die leuns en die wanvoorstellings van God aan die wêreld. En hy sê, kom uit daaruit, sonder julle af. En daar is 'n simbool van gehoorsaamheid aan God, en dit is die Sabbat. En die Sabbat is die groot mes wat die mens uitsny uit die wêreld en inbring in sy wonderlike waarheid. En daar's baie dinge wat die duiwel gebruik het om mense in sy waarheid in te bring. En een van die grootes wat hy gebruik het, is die kinderdoop. Wat is die kinderdoop? Die kinderdoop is die duiwel se metode om die wêreld in sy kerk in te bring. Want jy's net gebore, dan is jy klaar in die kerk. Jy's gedoop, jy's klaar, jy's gespoel, daar's jy's lid van die kerk, Here se kerk, jy het niks gedoen nie, jy het net gebore. Maar die groot doop is die metode wat die Here gebruik het om die wêreld uit sy kerk uit te hou. So dit beteken, jy moet 'n kognitiewe besluit maak, dat dit is die waarheid, voordat jy jou laat groot doop en lid word van die Here se kerk. Dis nie 'n ritueel nie, dis nie 'n towerstaf nie, maar dit het die wêreld uit die kerk uitgehou. En die duiwel was so slim, hy het dit omgedraai. Our warfare is aggressive. Dit pas baie mense nie. Want hulle dink ons moenie hierdie metodes gebruik nie. Maar ek wys vir julle wat die gees van profesie sê. Tremendous issues are before us, yea, right upon us. En ons gaan hierdie naweek gesels oor hierdie dinge wat nou aan die gang is. Let our prayers ascend to God, that the four angels may still hold the four winds, that they may not blow and injure or destroy until the last warning has been given to the world. Well, then let us work in harmony with our prayers. Let nothing lessen the force of the truth for this time. The present truth is to be our burden. The third angel's message must do its work of separating from the church as a people who will take their stand on the platform of eternal truth. Dis evangelisasie. En natuurlik gaan jy
publieke evangelisasie hê. Dis deel daarvan. Ek glo publieke evangelisasie is net so nodig vir die mense daar buite, soos vir die mense daar binne. Want baie van ons weet nie eens meer hoekom ons 7de dag Adventiste is nie. Wat het die verskil gemaak? Maar publieke evangelisasie is ook daai 1-tot-1 kuier by iemand wat 'n afvlerk het, wat seer is. Loop ons deur die wêreld en ons dink ons is grand omdat ons in die waarheid is? Of sien ons die afvlerkies raak? En wie gaan na die afvlerkies? Wie is die afvlerkie? Die een met die 10 oorringe in sy oor. Die een met die helfte kop pers aan die ander kant pink. Vir my ons hulle of is dit ons teken? Maar wat is dit? Dit is 'n poging om te sê, help my. Help my. Waaroor gaan nie die lewe? Die lewe is sinneloos. Die lewe is totaal sinneloos, patheties. I heard those clothed with the armor speak forth the truth with great power. It had effect. Many had been bound, some by wives, by their husbands, children by their parents. The honest who had been prevented from hearing the truth now eagerly laid hold of it. Mense gaan nie die waarhede aangryp. A renewal of the straight testimony. The Lord calls for a renewal of the straight testimony. He calls for a renewal of spiritual life. The spiritual energies of His people have long been torpid, but there is to be a resurrection from the apparent death. By prayer and confession of sin, we must clear the King's highway. Ons moet begin hier by die kerk. Evangelisasie begin hier. En elkeen van ons moet vir onsself vra, hoekom is ek 'n 7de dag Adventis? Wat het my 'n 7de dag Adventis gemaak? Wat kan ek doen om vir die Here dankie te sê? Hoe gaan ek hom toelaat om my te gebruik, om iemand anders te bereik? Dis die vraag wat ons moet vra. Everyone who has knowledge of the truth should awake and place himself, body, soul, and spirit under the discipline of God. The enemy is on our track. We must be wide awake on our guard against him. We must put on the whole armor of God. Ons het 'n werk as 'n kerk. En dan gaan 'n skudding kom. Ek gaan nie al hierdie skyfies doen nie. 'n Paar van hulle skiep hierso. En julle ken hierdie sitaat. Ek glo dit is een van die belangrikste sitate vir ons tyd. Want as ons hierdie missie verloor, dan is ons geen bestaansreg as kerk meer nie. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, third angels' messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Ek het nou in die laaste tyd so 'n paar lesings ook gegee oor al hierdie dinge, al hierdie strominge wat ons het. Die trinitêre strominge, die feeste strominge, die dit strominge, die dat strominge. Elkeen het 'n opinie. En elkeen glo dat sy opinie, of hy nou aan die linkerkant of die regterkant staan, moet aanvaar word. Anders dan gaan ons die mense almal uit die kerk uitjaag wat dit nie presies so sien soos ons nie. En ek het in daai lesings begin sê, die vroeë kerk het net so baklei. Die engel sê oor die vroeë kerk in hulle eerste konsiel, there was no small contention among them. Dis 'n euphemism. Dis euphemisties gestel. Wat beteken, there was no small contention among them? Beteken hulle beklei soos kat en hond. Dis wat dit beteken. En daar's baie dinge waaroor ons kan beklei soos kat en hond in hierdie kerk. Maar ons is nie ene paus nie, om 'n ander een te dwing om alles presies te sien soos wat ons dit sien nie, maar daar's een ding wat ons gemeen het as 'n kerk, en dis die 3 engel boodskap.
Anders was ons nie in hierdie kerk nie. En dit moet ons fokus wees. Moenie toelaat dat die duiwel ons van die baan afbring om oor 10.000 goed te redekabel nie, terwyl ons bevel het, daar's julle taak, gaan doen het. Dis ons werk. They were located by the word of inspiration, not a peg is to be removed. Dis wat ons moet doen. It's just as essential now as ever before that they shall be repeated to those who are seeking for the truth. Ons moet hierdie goed preek. One great object of our schools is the training of youth to engage in service in our institute in different lines of gospel work. Hulle moet weet waaroor gaan die 3 engel boodskap. Dis ons bevel. Dis waaroor ons praat in hierdie wêreld. Nou daar is sommige wat sê, maar jy gaan te ver, Boet. Jy praat oor geheime organisasies, jy praat oor hierdie goed. Wat het dit te maak met die evangelisasie? Niks. Dis gemors wat op die evangelie lê. Dis al wat dit is. So as ek praat oor hierdie dinge, dis maar net die graf vat en hierdie gemors uit die huis van die Here uitgooi. Dis al wat dit is. Stel nie belang in wat die geheime organisasies doen nie. Ek stel nie belang in hulle vieslike klein rituele wat hulle, en ek hoef ook nie te weet in detail wat se gemors hulle alles spreek nie, en wat hulle skryf in hulle boeke nie, hulle gekanaliseerde boeke nie. Maar hierdie gemors het 'n invloed op die evangelie, dit moet uit. Say ye not a confederacy to all them to whom this people shall say a confederacy, neither fear ye their fear, nor be afraid. Our work is to proclaim to the world the first, second, and third angels' messages. We are to treat with kindness and courtesy those who refuse to be loyal to God, but we are never, never to unite with them in council. Bly weg van hulle. It is time for thee, Lord, to work, David said, for they have made void thy law. And David lived many hundreds of years ago, and he thought then that the time had come for God to interfere, to vindicate his honor and repress the swelling unrighteousness. Today, men have almost filled up their cup of iniquity. Hoe moet ons nie vandag oor die saak voel? Nog baie erger. Die heiligdomsleerstelling. Ons preek dit nie eens meer nie. Dis die evangelie in type. In these last days, it is our duty to ascertain the full meaning of the first, second, and third angels' messages. Ons moet hierdie dinge studeer. Is baie sitate. Christ is coming soon. Proclaim the 3 angels' messages. Do not sow seeds of discord. A crisis has arrived in the government of God on earth. The enmity to God has struck its roots deep in human hearts. It has become widespread both in the world and the professed churches. As die kerke vandag selfs toelaat dat ateïste predikante verder in diens bly en preek van 'n kansel af, hoe ver moet ons dan nog gaan om te sien dat ons by hierdie tyd is? The third angel is represented as flying in the midst of heaven. The evidence of abiding, ever-living truth of these grand messages that mean so much to us, that have awakened such intense opposition from the religious world, are not extinct. Satan is constantly seeking to cast his hellish shadow about these messages. Want hulle is belangrik. So, waaroor gaan dit nou eintlik die evangelisasie? Christ came to our world to represent the character of God. As it is represented in his holy law, for his law is a transcript of his character. Christ was both the law and the gospel. The angel that proclaims the everlasting gospel proclaims the law of God. Ons het nog so 5 minute. Die wet van die Here. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die wet van die Here hierdie naweek. Ons moet nie dink ons is grand omdat ons sê die wet van die Here, die wet van die Here. Maar die wet van die Here is die maatstaf van sy karakter.
En hier kom die mense daar buite en hulle sê die wet is weg. Wat moet die mense van die wet vir die mense sê wat sê die wet is weg? Hulle verstaan nie evangelie nie. As die wet weg is nie, is daar geen oortreding nie. Waar daar geen oortreding is nie, het jy geen noodsaaklikheid vir genade nie. Genade sonder wet is onsinnig. Iemand moet tog die mense wys op die logika van wet en genade. Is net omdat daar 'n wet is wat oortree is, dat ek genade nodig het. Dit beteken nie ek moet die wet wegvat om die genade te behou nie. Nee, omdat die wet staan, het ek genade nodig. Dis mos 'n logiese ding om te sê, as ons in konfrontasie kom met die wêreld daar buite. Dit het ons al bespreek. Ek wil daai nou net vinnig gou kyk. As the teachings of spiritualism are accepted by the churches, the restraint imposed upon the carnal heart is removed, and the profession of religion will become a cloak to conceal the basest iniquity. Vandaag is spiritisme deel van die kerk se leerstellings daar buite. Die hele beweging waar die roerende waters en die engele en die goeters ter sprake is niks anders behalwe spiritisme nie. The latter rain will produce the loud cry. At that time, the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Ek glo, ons staan op die drempel van die lyderoep. Maar hy gaan nie gegee word deur 'n kerk wat verdeeld is nie. Al wat ons nou sien is 'n druppel hier wat val en 'n druppel daar wat val. Totdat ons ontslae is van die gemors in ons eie geleedere, gaan ons nie korporatief die uitstorting van die Heilige Gees sien nie. Ons kan bid tot ons blou is. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan kom na 'n skudding. En daardie skudding gaan veroorsaak word deur die reguit boodskap en die Sabbat en die vervolging wat daarmee gepaard gaan deel wees daarvan. En dan wanneer die kerk gesuiwer is en geskit is, dan gaan die lyderoep kom. Maar my vraag is, aan watter kant van die lyderoep gaan ons staan? Aan die gee kant of aan die ontvang kant? Ons leef in baie, baie ernstige tye. Die laaste skyfies wat ek wil weer lees is die volgende. Brother laid out before me the plans for meetings to be held for weeks in different places amongst those who know the truth. Doubtless some who have newly come to the faith would be benefited, but I know you are not on the right track. Some of those called together will no doubt have their faith strengthened and confirmed, but this work is not bearing the message of warning to those who are still in darkness and error, who know not the truth. God has let men feel the power of truth, but they are not doing their appointed work in seeking to save that which is lost. Everything is to have the armor of God on, prepared to win others to obedience to the law of God. I see so much given to those who already have. Ons sal 'n kopskuif moet ondergaan. This hovering about the churches to keep them propped up makes them more dependent upon human effort. They learn to lean on the experience of their fellow men and do not make God their dependence and their efficiency. The time you devote to imparting constantly to those who understand the message of warning will not give 1 tithe of the strength which they would receive in taking hold of the work to communicate life to save perishing souls. Citaat na citaat. Let everyone who loves God consider that now, while it is day, it is time to work, not amongst the sheep already in the fold, but to go in search of the lost and perishing ones. Ek word so baie gevra om ook te preek vir ons eie kerke. En ek doen dit, want ons kerke is ook maar in 'n toestand. Maar as ek net weet,
daar sit 'n sielietjie daar, en daar sit 'n sielietjie daar, en miskien een daar agter, wat vir die eerste keer in die kerk sit, dan reis ek soos 'n paddastoel. Dan kry ek energie. En dit is my begeerte dat almal hierdie energie moet sien. Nie onsself verskans agter die mure wat ons rondom onsself gebou het nie. Om onsself te beskerm van die wêreld daar buite en onsself te beskerm van die bespotting wat van daar buite afkom nie. Ek wil 'n beroep doen op elkeen wat vandag hier sit. Breek daai mure af rondom hierdie kerk, dat die wêreld hierdie kerk kan sien, dat die wêreld kan weet waarvoor staan hierdie kerk, wat is die boodskap van hierdie kerk, en hoekom is ons so vasberade en so doelgerig, dat niks wat hulle teen ons gooi nie, of probeer om 'n bespotting van ons godsdienst te maak nie, ons van koers afbring nie. Kom ons breek hierdie mure af. Kom ons kry 'n evangelistiese siening. En ons bereik hierdie wêreld, want hy's besig om te sterf. Kom ons bid. Hemelse Vader, U het ons nie geroep om deel te wees van 'n klub nie. U het ons nie geroep sodat ons onsself afsonder vir die wêreld soos 'n spul monnike nie. U het ons geroep om 'n lig te wees vir die wêreld. Help ons om soos Daniël in Babylon te wees. Help ons om soos Josef in Egipte te wees. Ten spyte van wat mense sê. Ten spyte van die feit dat hy miskien in die tronk gegooi is vir wat hy nie gedoen het nie. Help ons om ook 'n lig te wees en nie net vir onsself te leef in Jesus naam. Amen.